Goeienaand julle, dit is so lekker om julle almal te sien. Hallo Juliana en Stephanie en Jamie Lee. Ons is bly dat julle almal het ingeskakel. Ek weet dat ons gaan vanaand 'n baie awesome aand hê. So as jy nou net ingeskakel het, like daai video en subscribe met ons channel. Wian gaan julle nou ook van dit vertel. So kom ons gaan net 'n awesome aand saam hê. So kom ons gesels vanaand oor om gesond te wees. So ons gesels oor om gesond te wees in jou finansies. So dit gaan alles vanaand oor hoe moet ek my geld spandeer en ons het vir julle 'n awesome challenge en ons gaan ook bietjie kyk hoe op wat spandeer tieners hulle die meeste hulle geld. So dink 'n bietjie waarop dink jy spandeer jy die meeste jou geld en kom ons begin hierdie aand. Hallo almal, ek is so happy om vanaand hier te wees en voordat julle begin, asseblief, drop daai like en subscribe en onthou moenie vergeet van die klokkie reg langs in die subscribe nie, sodat jy kan laat weet word wanneer ons weer gaan post. En voordat ons nou begin, kom ons open in gebed. Here ons Vader en Jesus, ons vra dat U met ons sal wees, geen nie om waar ons is nie en geen nie om wat se pyn en lyding ons deurgaan nie. Dat U ons sal optel en ons krag sal gee. Here, ons bid dat U ons sal seën, geen nie om waar ons is nie en vir daai mense wat struggle daar buite, Here. Ons bid dit in die heilige naam alleen. Amen. Ja, geniet julle dag en ek gaan nou teleport, maar dit is okay. En ek gaan dalk ander klere aan hê, maar watch hierdie. Hallo julle, my naam is Wian en vandag gaan ons Guess the Food gibberish doen. So, dit werk so, okay. Dit is 'n sin wat glad nie sin maak nie, maar as jy dit baie vinnig sê, dan gaan jy uitfigure wat 'n woord dit actually is. So hier gaan ons.
Hallo, dit is my beurt en ek is op en ek het laas week vir ons senior pastoor gesê, hey, of hy vir ons gekyk het, en toe sê hy, ja, hy het, maar hy het uitgelaak, so nou, het ek gesê, ek gaan 'n spesiale shout-out vir hom gee, so, spesiale shout-out vir jou, pastoor Ronaldo, hoop jy het 'n super awesome, lekker naweek, maar, ook so, gooi ek so klein bietjie van my eie spesiale shout-outs in, Sonja, dankie dat jy ingeskakel het, en, as julle wil weet, daar is 2 kindertjies wat saam kyk en hulle is Alicia op die account. Luan, Marco, lief vir julle. So, julle kyk 'n bietjie na hierdie. Ek weet nie wat het David in gedagte gehad nie. Ek is nie saam met hierdie nie, maar, okay, so. Ons challenge vir volgende week is, julle sien daai mooi blink onesie. So, jy kan kies wat se groepleier moet daai onesie aantrek volgende week en vir ons 'n dans doen. So, die groepname is Marike, dis Nathan, dis Vian, dit is Reinhard, dis Duncan, dis David en dit is Alicia. So asseblief, kan julle vote vir David? Hierdie was sy slim idee. En dat hy vir ons die mooi dans kan kom doen. So ons gaan nou oorgaan na amazing tyd toe, saam met al ons mense in God se teenwoordigheid. So ek wil amper soos David maak, my skoene uitskop. So ek wil hê, jy moet by die huis opstaan van daai bank of van jou bed af en dan opstaan en saam met ons praise en worship. Geniet hierdie saam met ons. Ek sal vereer word deur die nasies en verhewe word oor die hele aarde. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies en verhewe word oor die hele Okay, so, ek wil gou uitgaan, hy het gestop, as ek op 'n flame, Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies en verhewe word oor die hele aarde. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Julle is nog daar, so dankie dat julle nog daar is. Dankie Yes. dat julle saam met ons bid. Dankie Damien dat jy sê ons moet bid. Dit is awesome. So ons het lekker saam geworship. Ek het nou so lekker geworship. Ek dink YouTube het gesien hoe lekker ons hier so rondspring en rond worship dat hulle het net besluit ons is nou uit. So maar ons is bly ons is terug en ons gaan is vanaand terug, ons is gaan terug. 'n awesome aand hê. Yes, en David, kan ek dit gou 'n sekonde vat? Ja. Duims, ek het nie van jou vergeet nie, soos 'n baie spesiale shout-out vir jou.
ons hoop jy's okay, dit gaan goed met jou, en ons mis jou, en ons mis die hele jeug, ons mis elke tiener, en julle moet weet, ek en David huil baie, ons moet baie keer net mekaar troos en sê, dit sal okay wees, dit sal okay wees. Ja, so baie dankie vir almal wat ons laat weet het dat ons stream het gestop. So Cassie en Monique, thanks julle, dankie dat julle daar is vir ons en dat julle saam met ons staan. So ons gaan ek wil gou 'n paar shout-outs doen. Julle sal onthou verlede week het ons paar shout-outs gedoen. Julle gesê stuur vir julle vriende shout-outs. So ek wil 'n paar shout-outs doen, maar terwyl ek die shout-outs doen, wil ek 'n vraag vir julle los en julle moet dit daar in die comment section gou tik. En dan kyk ons wat is julle antwoorde. So die vraag is, wat dink julle spandeer tieners hulle geld op die meeste? So as jy geld het, waarop dink jy spandeer tieners die meeste hulle geld? So terwyl jy in die comment section gou vir ons skryf, wil ek 'n paar shout-outs lees wat ons ingekry het. So ons het 'n shout-out gekry van Shane af, wat sê dat hy mis ons vreeslik baie, en dankie vir David en Alicia, dat julle so awesome is. Ons mis jou ook, Shane. Ons mis jou, Shane, thanks. Ons het 'n shout-out van Annika af, vir Johanay. Go Annika. Jy is my beste vriendin, en ek kon nog nooit vir 'n beter vriendin gevra het nie. Jy is altyd daar vir my, al wil ek nie soms hê jy moet wees nie. Jy laat my smile, as ek nie wil smile nie. Ek is ongelooflik lief vir jou, weirdo, en ek is altyd daar vir jou, van Johanay af. En ek hoop jy weet dit, sê Johanay. Dan het ons 'n shout-out van Michaela af. So hierdie is 'n shout-out van Michaela af. Ek wil net dankie sê aan my ouers en my ou mamma. Ek wil net vir julle dankie sê en dat ek is lief vir julle en dankie dat julle my help altyd deur moeilike tye. Wow. Dankie vir julle liefde en omgee en ook baie dankie aan die jeug. Selfs as ek nie altyd daar kan wees nie, weet ek kan nader aan die Here kom. Dankie Alicia en David, julle is tops. Dankie Michaela. Dankie Michaela. Ons het 'n shout-out van Damien af. So hier is 'n shout-out vir David en Alicia. Baie dankie vir al julle harde werk en baie dankie vir al julle moeite in die dienste. Ek praat namens die hele jeug as ek sê ons is bitter lief vir julle en ons kan nie wag om julle weer te sien nie. Dankie Damien. En Damien sê, Leon, my ou, ek waardeer jou en al jou ondersteuning en al jou liefde. Ons maak binnekort planne en jy beteken die wêreld vir my, van Damien af. So dit was die shout-outs. Hier is 'n shout-out van Johanay af aan Damien. So Damien en aan Damien, dankie vir alles en al ons van tye saam. 'n Shout-out vir Annika van Johanay af. Ek wil net sê dankie vir ons vriendskap en al ons amazing tye saam. Dankie dat jy my altyd laat smile en daar is vir my. Ek waardeer jou. Dankie vir die laat aande waar ons kan ure lank oor probleme praat en elke keer wat jy altyd 'n skouer gehad het waarop ek kan huil. Ek is werklik baie lief vir jou. En Kisha stuur 'n shout-out vir Tracy, Renay, David, Alicia, Piu Piu. Piu piu. Ek Wie is dink is Piu Piu Piu. Melissa, Marinay en Nathan. So, dankie vir die mense wat julle is. Dankie vir al die goeie dae saam. Ek mis dit regtig baie. Julle is 8 uit 'n miljoen. Ek dog amper is 8 uit 10 uit. 8 uit 'n miljoen. 8 uit 'n miljoen. Die klomp is 8 uit 'n miljoen. Ek verstaan nou. Julle is 8 uit 'n miljoen. Dankie vir al die grappies, liefde en ondersteuning. Liefde ons, julle is super awesome. Super awesome. En Amber, en sy sê, en Amber, julle bou my emosioneel en fisies op. Ek kan nie genoeg dankie sê nie, stay cool. So dankie vir die shout-outs wat ons gekry het. So kom ons kyk gou, wat is julle comments, wat sê julle daarso? Damien sê hy's piu piu. Damien sê hy is Piu Piu. So, Piu Piu. So, wat is die comments daar? Wat het julle gesê, spandeer, dink julle spandeer julle die meeste? Laat ek net daarso David, die meeste daarso wat ek lees. daar sien is amper kos. Sê julle kos? Ja. Kos. Snoepies. Games, daar's 'n games Daar's daarin. games, beslis PlayStation 4 games sê Nadine. Shane sê kos, Marinay sê games, Jamie Lee sê kos, Damien sê kos. Waar's daar? Monia sê kos, Renay sê almal weet dis Damien. Alicia sê kos en games. Stephanie sê tegnologie. En ja, so. Kom ek sê vir julle dat daar's 'n survey wat gedoen is wat sê waarop tieners hulle meeste die geld spandeer. En die nommer 1 ding waarop tieners
hulle geld spandeer is kos. So julle is reg. So almal wat gesê het kos, dit is kos. So tieners spandeer die meeste van hulle geld op kos. So julle is klomp honger mense. So. Nou, toe het ons bietjie gaan kyk, wat is die nommer 1 plek waar hulle kos koop? So ek weet nie, ek gaan nou nie die naam noem nie, maar ek wil net gou ietsie drink. Kom ons kyk. So, dis die nommer 1 plek waar tieners hulle geld spandeer by hierdie plek. Wow. Interessant. Can you imagine? Is dit ook een van julle favourite plekke om te gaan? Sê vir ons bietjie daar of jy ook baie geld hierso spandeer. So, laat ek hierdie bære terwyl Alicia verder praat oor hierdie. Spandeer jy ook jou geld hierso? Ek het kinders. Tel dit vir my of tel dit teen my? Kan ek dit gebruik vir my of teen my? David, jy moet my uithelp hierso. So, nee, dit tel teen jou, want dan jy moet baie geld daar spandeer. So Shane sê hy like KFC. Shane sê hy's 'n KFC man. Shane, ek is saam met jou. Ek is nie 'n McDonald's vrou nie. Ek is 'n hoendermens. Why did the chicken cross the road? So ons het vir julle ook vrae gevra. Ons het bietjie vandag gevra, as jy nou R1000 kan kry. So hier's vir jou R1000. So almal wat gekomment het op ons status en op Instagram, thanks, julle is awesome. So ek gaan bietjie vinnig vir julle gou lees wat het van die mense gesê waarop hulle geld spandeer as jy nou moes R1000 gekry het. So ons het 'n boodskap gekry van Tyla af. Sy sê sy sou kos gekoop het vir die diertjies by die bokkiepark, want blykbaar kry die diertjies swaar daarso. So sy sou dit gedoen het. Well done, baie dankie. En Sky Lee sê dat sy sou koop vir my male sushi en bederf hulle. Sushi, ons sal dit eet. Sandra sê dat sy sou, ek spandeer nie geld nie, ek spaar altyd, maar ek sou kos en klere koop as vir arme mense. Wow, Sandra, wow. Baie mooi, Sandra. So kom ons, dit was WhatsApps, dankie, daar was nog klomp WhatsApps, maar kom ons gaan gou vinnig Instagram toe. So as jy ons nie volg op Instagram, jy gaan kyk by 'n Flame Jeug. Yes. Daarso is 'n Flame Jeug. Kom ons kyk gou al die antwoorde wat ons gekry het daarso. Ons het 'n antwoord gekry van Juliana af. Sy sê mense help wat nie kos het nie. Wow. Ons het boodskap gekry van Damien af. Hy sê dat hy sou R400 gebruik het vir 'n nuwe headset en ligte in sy kamer en dan die res sou hy gebruik het vir kos en vir arme mense. En Keegan sê dat hy sou sy hond bederf het en allerlei speelgoeders gekoop het. So cool, dankie vir julle wat gekomment het. Nou het ons min of meer 'n idee waarop julle geld spandeer. So julle sal sorg vir mense wat in nood is en dan ook kos en games en diere. Diere, lyk my julle is baie lief vir diere. Maar David, jy kan nie met my stry nie, jy moet saamstem. Ons het regtig awesome tieners dat hulle is bereid om ander te help en nie net na hulle self te kyk nie. Verseker, hulle help verseker. Daar's klomp boodskappe wat op Facebook oorgekom het, maar ons gaan nou nie alles kan lees nie, maar dankie dat julle comment. So dit is awesome dat julle saam met ons gesels vanaand. Maar hier's my vraag. Kry julle sakgeld? Kry tieners vandag nog sakgeld? So sê vir ons bietjie daarso, kry tieners vandag nog sakgeld? Ek kan onthou in my dae, so verlede jaar toe ek nog in die hoërskool was, toe het ek sakgeld gekry. Nou, ek het R50 sakgeld gekry elke maand. R50 vir die maand gekry. Ek gaan nie sê wat het ek gekry nie, want jy lag vir wat ek gekry. So, ek weet nie, jy hoef nie te sê hoeveel sakgeld jy kry nie. Ek wil net weet, kry tieners vandag nog sakgeld? So, ek het R50 sakgeld gekry, en as ek moet dink, waarop het ek die meeste my geld spandeer? Ek kan nie onthou nie. Ek dink amper, Kos. ek het sweets gekoop. Ek dink amper, sweets was 'n inding gewees in my dae. So, ek kan nie onthou waarop het ek my geld spandeer nie, maar R50, ek het een keer was ek Kaap toe gewees, en toe het iemand vir my R800 gegee, om daarso te gaan spandeer, en ek het gevoel, ek is die rykste persoon ooit, want ek het R800 gehad. Wow. So ek wil kyk op julle status, maar en hy sê nee, kry nie.
Alicia sê sort of, dis haar kinders, hulle kry sort of geld. En Damien sê yes, maar hy moet hard werk vir daardie Ek stem geld. saam, Dames. Ek stem saam. My kinders, dis hoekom hulle sort af daarso gooi, want hulle moet werk daarvoor. Ek is jammer. Moet julle dan werk vir julle geld? Moet Ja, julle, vir my, dit is hoe dit werk. Vian sê nope, hy kry nie. Okay, dis goed. Ek is jammer dat julle nie sakgeld kry nie, maar ek dink julle werk seker vir julle geld. Ja. So, maar as jy geld kry, waar ook al jy dit doen, as jy geld kry vir wat jy werk, of as jy sakgeld kry, maak nie saak hoeveel dit is nie, hoe moet ek my geld reg spandeer, reg bestuur? So, vanaand gesels ons oor om jou geld om finansiëel gesond te wees. So Alicia gaan vanaand met ons bietjie gesels en vir ons bietjie punte verduidelik, wat moet ek en jy doen met ons geld wanneer ons geld kry om dit gesond te hanteer. So Alicia, wat moet ek doen om my geld gesond te hanteer? Okay, so daar's 7 punte, né, wat ons regtig moet aandag gaan gee. En dan begin ons by 1. So kyk, by 1 is dit vertrou God. Nou wat beteken dit? As ons God moet vertrou, sal ek sê dat hy is jou bron. Ja, en ek wonder nou net, waar is my Bybel? Kan iemand my Bybel vir my net aangee, sodat ek vir ons net 'n versie hier kan lees? Ek dink ek het hom iewerste gelees, iewerste. Ja, van dit jy 'n versie vir ons daarso. Ja, ek het. Maar nou gaan jy daai papiere daar nodig. Ag, baie dankie. Jammer, ek het gedink hulle gaan die ander preekstoel gebruik. Al die papiere is op daai preekstoel. Ek is jammer, dis my fout, die Bybel was daar, die alles was daar. So David, daar kan jy vir ons lees in Romeine 11 vers 36. Romeine 11 vers 36 sê, want uit hom, uit God, Uit hom. en deur hom, en tot hom is alle dinge. Amen. Amen. So ons kry alles van hom af. Ja, Wow, ja, dis awesome. so dit beteken dan, dat God, hy is ons bron, so alles wat ek en jy het, kom uit God uit. En wanneer mamma en pappa of wie ook al, ouma vir ons geld gee, dit kom uit God se hand uit op die einde van die dag, want alles gaan terug na God toe. Okay, so dit beteken my bron is nie my werk nie, my bron is nie my ouers nie. Nee, ek dink, so jy kry jou geld by jou maale, so dis nou moeilik, maar nou gaan jy sê, maar my ma gee vir my die geld, so dan nie my bron nie, want ek sê net, ma, ek soek R10, dan gee sy vir my R50, so my ma is my bron. Maar op die einde van die dag, God is die bron, want God het voorsien aan jou ma, om te vir jou werk. te kan gee. Yes. Ja, Okay, so nommer 2 is, jy moet rekord hou van wat jy spandeer. Okay. Nou ek weet David hou baie slippies en hy hou rekord van wat hy spend. Hy's regtig iemand om na te kyk is like, okay, ek moet so wees. Maar ja, ons moet rekord hou van wat ons spend. Okay, so as ek sakgeld kry, kom ons kry net 'n bedrag hier, so laat ons van 'n bedrag, kom ons maak 'n ronde mooi getal, ons vat R1000, so sê nou jy kry R1000 sakgeld, Ja. so kom ons werk die hele aand met R1000 sakgeld. Okay. So dit beteken dat wanneer ek my geld kry, ek moet mooi my geld bestuur, ek moet nie net sê, ja, R1000, kom ons gaan mall toe en ons gaan spend dit net soos wat ons wil nie. Yes. Dis belangrik om dit te doen. Hoekom moet ons dit doen? Want, kan ek myself antwoord? Jy kan jouself antwoord? Want jy moet nou al jouself leer. Moenie wag en sê dat enig wanneer ek groter is en my eie geld gaan verdien, dan gaan ek eers my geld reg bestuur nie. So begin nou al, terwyl jy net nog klein geld kry, om dit reg te spandeer en reg te bestuur. Dis so cool, dit is regtig cool om te weet dat, maar, okay, so as ek winkel toe gaan en ek spend daar hele R1000 en ek kan nie bewys wat het ek gekoop nie, het ek nie rekord gehou nie reg. Ja, Ouch. I know. so Damien sê my kar is altyd vol papiere en vol kospakkies. Nee, daar's nie kospakkies nie. Sst, jy mag nie sulke goed sê nie. Maar die papiere is toevallig slippies wat die hele kar vol lê, maar jy kan kyk, my kar is nou baie mooi skoon.
en jy is reg, maar hy rekeningkunde, dis presies wat dit is. Rekeningkunde. Dan nommer 3. Nommer 3, so kan julle nou nommer 1 en nommer 2 onthou? 1 is vertrou God, 2 is hou rekord, 3 is gee eerste vir God terug. Okay, so hier begin ons nou. So, hou rekord, so jy met jou geld reg bestuur. So, hoe bestuur ek my geld reg? Eerste punt is, gee vir God. Wat gee ek vir God? Jou 10de. 10de. So, R1000, Dan R100. R100. Yes. So, dis die eerste ding wat ek moet doen. Ek moet heel eerste vir God gee. Nou, waar gee ek vir God? By die kerk. So, dis 'n goeie vraag, want waar gee ek vir God? So jy betaal jou 10de waar jy jou kos kry. So waar kry jy jou kos? By jou kerk. So waar ook al jy aanbid, waar ook al jou kerk is, jou huis is, daar gee jy vir die Here jou 10de van jou inkomste. Wow. Ja. En hoekom moet ons 10de gee? Ek het nog nie daaraan gedink nie. So mens kan vir jou Bybelversies gee. Hoekom moet mens 10de gee? Maar hier is die belangrikste punt. Om 10de te gee is voordelig vir jou. Yes. Want as jy gaan gee, as jy die saad gaan saai, gaan daar iets groei. So dit is so belangrik om jouself te dissiplineer vanaf jy jonk is, Yes. om al jouself te leer om 10de te gee. So ek weet dat toe ek nog jonk was, is ek geleer van 'n 10de. So ek moes altyd by 10de gee en dit is al so gewoonte terwyl ek 'n kind was, toe ek begin my eie salaris verdien, is dit nie iets, dis nie eers iets om, dis nie iets niets nie, dis nie iets om 2 keer oor te dink nie, dis net soos, ek moet my 10de betaal, want dit is belangrik. En omdat ek altyd my 10de betaal, weet ek dat die Here voorsien altyd. Die Here is altyd daar om te voorsien. Wow. Ja. Dit is voordelig vir jou om jou 10de te betaal. So, eerste, hoe bestuur ek my geld? Jy vat eers jou 10de, jy betaal dit vir die Here. Yes. En wanneer moet ek dit doen? Wanneer jy jou geld kry. Dadelik, wanneer jy jou geld kry. So, Yes. as jy jou geldjie kry, betaal dit dadelik. Nou vra Damien, maar moenie net geld gee en geld terugverwag nie. Dit is belangrik, want onthou nou net, dit is baie belangrik. So, as jy jou saad, ons praat van geld, as jou saad wat jy saai. So as jy dit saai, moenie net dink, okay, ek moet my 10de betaal want ek gaan lekker terug geld kry nie, want dan saai jy nie met 'n regte hart nie. Jy saai nie met 'n blymoedige hart nie. As jy vir die Here kan teruggee om te sê, dankie Here vir dit wat ek het. Ek saai in u koninkryk, want hierdie geld wat ek saai, kan die kerk gebruik daar buite om iemand anders te help wat behoeftig is, want ek en jy kan nie altyd by die behoeftige mense uitkom nie. So saai dit, maar nie met die gedagte om terug te ontvang nie, maar saai met 'n blymoedige hart om te sê, dankie Here vir dit wat ek gekry het, daarom gee ek terug vir u, en weet net dat daai geld kan voorsien vir ander mense. Mooi, Damien, thanks. Yes. Okay, so, kan ons oorgaan na nommer 4 toe. Nommer 4, ja. Nommer 4 is die belangrikste een ook, maar die moeilike een. Okay. Spaar jou geld. Spaar. So Sandra het gesê sy spandeer nie geld nie, sy spaar. Well done. So hoeveel moet ek spaar? Hoeveel van my geld moet ek spaar? Kan ek self besluit? Ek dink jy kan self besluit, maar moenie te min gaan nie. Soos ek sal sê, as jy 10% gee as 10de, gee dan 10%, sit dan 10% weg vir spaar. Ja, kom, ek dink jy kan vir jouself so besluit, ek dink dit is 'n goeie idee. So, daar's 'n ding wat jy 'n koevertjie vat. So jy vat vir jou koevertjies en jy skryf op jou koevertjie skryf jy 10de en jy sit hom daar. Jy vat 'n koevertjie en skryf spaargeld en dan skryf jy op die ander koevertjies dit wat ons nog gaan praat. So die oomblik wat jy jou geld inkry, dan deel jy jou geld op in jou koevertjies. Jy weet dadelik 10% moet gaan in my 10de in. Yes. En as ek besluit dat ek wil altyd geld spaar, ek wil 10% vat, dan vat ek nog 10de. So nou het ek R1000 sakgeld gekry, ek vat R100, sit dit in my 10de koevertjie. Ek vat R100 en ek sit dit in my spaar koevertjie. So nou het ek R800 oor, wat ek op myself kan spandeer, of wat ook al ek met dit kan doen. So nou, spaar. Hoekom is dit belangrik om te spaar? Maar waarvoor spaar ons? En waarvoor spaar ons? So, ek dink, as jy, baie keer ons kry sakgeld, maar ons het nie daai groot amount van 'n PlayStation 5, of wat ook al ons wil koop, of die JBL speaker, of die skoene, of die wat nie. So daarom spaar ek, om dit eendag te kan koop.
Daar's iemand wat op die Facebook kom en gesê het, ek wil daai geld vat en spaar vir 'n kar eendag. So, ja, dit is wat ons moet spaar. So, Juliana sê, Alicia, kan jy asseblief vir David vra Om ons shout-out van laas week. te lees? Ok, ek sal jou shout-out lees, Juliana. Ek gaan hom net soek, ek het jou hom ge-WhatsApp na die jeugnommer toe. Ek sal hom net daarso gaan kry. Thanks Juliana dat jy ons herinner aan dit. So, jou koevertjies. Sit jou geld in jou koevertjies en spaar. Dit is so belangrik om te spaar, want eendag het jy daai geld nodig om te spaar. Yes. Moenie al jou geld dadelik net spend nie. So nou het ek R800 oor. Wat is volgende? So dan kan jy dit spandeer op wat jy dit nodig het. Soos byvoorbeeld as jy 'n nuwe klere stuk wil koop en as jy het nou gepraat van accessories wat 'n mens het. So al die bling blings en die goeders wat jy wil bysit. So ek dink daaraan spandeer jy dan jou geld en natuurlik foon is belangrik. As jy nie 'n kontrakfoon het nie, dan moet jy airtime opsit, reg? Verseker. Data opsit. Ja. En sy het hom vir jou gestuur. Okay, dankie Juliana. Jy sê jy het vir Alicia gestuur en Alicia het vir my gestuur, het jy? Ja. ons sal dit nou kyk. Thanks Juliana. So Damien sê, Davie het R500, hy gebruik R300. Hoeveel hemde is in sy kas? Wat is dit nou? Wat is dit nou, Damien? Wat is dit? So, alright. Ons het gespaar. Wat is punt nommer 5? 4? Punt nommer 5 is budget. Wat beteken budget? Budget. Dit is baie seer. Dit is 'n riglyn woord daai. Dit is amper soos 'n onderwyser woord. Budget. So ja, budget is wanneer jy sê, okay, soos David, as jy sê ek het R800 oor, dan sê jy ek gaan nou vir jou kyk of jy jou shout-out kry. Ek soek net Juliana se shout-out. So sorry, ek is nou hier so. Ek weet nie waar is haar shout-out nie. Maar, okay, so is jou fokus by my. Nee, okay. Juliana, ons gaan dit nou doen. Laat ek net fokus eers hierso. Ek soek jou fokus, David. Sê vir David ek soek sy fokus. Okay, Ons het fokus. laas week gepraat oor jy luister. So jy luister. Okay. Okay, so jy sê ons het R800. Ja. Dan gaan ek budget en sê daar's net R200 vir skoene. Okay. Daar's net R100 of R150 vir airtime, data. Okay. So jy mag nie meer as dit gebruik nie. Okay. So nou, dit is nou R350. En dan kan jy sê daar is R200 om te spandeer op McDonald's. Ja. Okay. En dan hoeveel het ons nou? 550. Dan is daar wat? Van 800. Ja. Dan is daar nog 550, dan is daar nog 250. Ek was lank klaar op skool, ek kan nie sommer doen nie. Jy het gesê nou net jy was laas jaar op skool gewees. Maar okay, dan het jy nog 250 oor, dan kan jy byvoorbeeld R200 gebruik vir iets soos 'n kledingstuk waarvan jy hou en dan maar jy mag nie oor dit gaan nie. Ja. Maar nou David, wat maak 'n mens as jy in die mall instap en daai rooi seilbordjie is so in jou gesig. Hy is in rooi met wit geskryf, seil 10% af, 50% af. Wat maak jy? Ja, so dit gebeur. So sê nou jy het gebudget en gesê ek vat R500 net vir games. Nou het ek my R500, ek stap wat, is dit te min? Okay, hulle sê games is te min. Dis kos games R900 vir games. Vir een game. Ek weet. Wow. Ja. Okay. So ek het R900, ek het besluit ek het my R900 gebudget vir games. Nou gaan ek mall toe. La. Hier kom ek, daar's 'n seil. Vat 2 games vir R1200. Maar jy het gebudget net R900 vir jou game. So wat nou? Wat nou? Jy het gebudget R900. Jy gaan nie daai seil koop nie. Los dit. Want anders gaan jy in die minus ingaan. So 'n seil is nie altyd 'n seil nie. 'n Seil kan jou in die skuld sit. Moenie dink jy spaar nie. So as jy gebudget het, sorry, dis waarvoor jy gebudget het. Moenie gaan vir daai seil nie. Moenie gaan vir daai seil nie. Maar as hulle soos As die seil nie in jou budget val nie. Okay, nie in jou budget val nie. Maar wat as ek weet ek is 'n spender? Wat maak ek dan?
As jy 'n spender is en jy weet GT Games, is dit wat mense is dit die plek se naam GT Games? Wat? BT game. BT. O, daar het iemand dit geskryf. O, Steam Summer Sale, wat is dit? Ek weet nie wat dit is nie. Okay, so BT Games. So BT Games is 'n winkel met games, maar julle weet dit. So as jy weet jy het 'n sagte plek vir BT Games, jy kan nie daar verbyloop en jy moet net ietsie daar koop en jy weet waar's daai winkel presies in die mall. En jy het 'n swak. Jy weet jy's swak. Jy gaan daar instap en jy gaan iets koop. Moenie daar verbyloop nie. Vermy dit. So vermy die winkels wat jy weet jy gaan te veel geld spandeer. Moenie so toe gaan nie, behalwe as jy gebudget het daarvoor. En as jy hoor van Black Friday, wat maak jy dan? Dan kan jy koop volgens jou budget wat jy het. Volgens dit wat jy beplan het. Volgens wat jy beplan het. Okay. Moenie in die minus gaan nie. Moenie in die minus gaan nie. Ja. Okay. Ek weet dit. Ek sal dit beoefen. Dan nommer 6. Ons het nommer 6 hierso en dit sê wees tevrede met wat jy het. Amen. Wees tevrede met wat jy het. Ek dink baie keer het ons, maar ons dink dis nie goed genoeg nie. Soos die nuwe PlayStation 5 het nou uitgekom. Maar jy sit nog met PlayStation 3. Is daar 'n ding soos 'n PlayStation 3? So jy sit nog met PlayStation 3. En nou, hy werk 100%, maar nou wil jy PlayStation 5 hê. Wees tevrede met wat jy het. As hy breek, dan kan jy vir jou 'n nuwe een koop, maar moenie heeltyd net gaan koop, net omdat jy dink dit gaan jou laat goed voel nie, want baie keer dink ek, tieners, en veral enige iemand, gaan koop goeder, sodat hulle kan goed lyk voor ander. In die trend is, want ek moet die mooiste, beste klere, ek moet die brandname klere aan hê, ek moet die beste skoene aan hê, in my geval die beste kouse aan hê, ek moet altyd die beste dra, sodat ander mense van my kan hou, want as hulle vir my kyk en hulle sien dat ek het nice brand goeders, dan gaan hulle van my like. En dis nie waar nie. Jy is kosbaar en spesiaal net soos wat jy is. Jy het nie nodig om die beste te hê nie. Yes. Wees tevrede met wat jy het, want daar's ander mense wat nog minder dan jy het. So, wees tevrede met wat jy het. Ek stem saam. Dankie Damien dat jy vir my sê ek moet wegbly van die klere winkels af. Ek sal probeer. Ek het 'n swak deel daarin. Veral as ek in 'n winkel inloop en daar's 'n sale, dan wil ek net gou tekkies koop, maar ek wil gou-gou daai hemp vir my kind koop en ek soek daai en ek soek en ons my budget weg. So ja, dit is die 6 punte. So ek hoop julle het geleer en dat julle gaan julle geld so mooi so gaan ons hanteer. weer dit gou hardloop. Jy kan deur dit hardloop. Ek het vir Enslin gesê, ek gaan hom bel, want hy moes my sê. Okay, jy kan vir Enslin bel, ek gaan vir ons die punte gee, kom ons sê weer die punte. So, die eerste punt is, vertrou God, weet dat hy is jou bron. Tweede punt, hou rekord, hou jou slippie, sê vir wat dit is. En dan, derde punt, gee eerste vir God terug, soos jou 10%. Dan jou vierde punt is, spaar geld. Spaar 10% at least van jou geld. Dan, vyfde punt is, budget. Sit dit in 'n budget, sê hoeveel jy gaan spandeer daarop, moenie meer as dit spandeer nie. En dan nommer 6 is, wees tevrede met wat jy het. Moenie altyd wil hê wat jy nie kan hê nie, maar daar's 'n Engelse woord, be content with what you have. Okay, so terwyl David vir Enslin probeer in die hande kry. So Enslin is op? Nee, hy's nie op nie. Hy kry weg. So hy antwoord nie sy foon nie en ek het hom gesê gaan hom bel live op. So ek weet nie of hy online is nie. Maar dit is maar okay. So moenie onthou om ek gaan nou vir jou oorgee vir jou. Moenie vergeet om te vote vir die onesie nie. Ek sien Nathan loop voor, so ver gaan Nathan volgende week daai onesie aantrek. So as jy dink Nathan moet volgende week die onesie aantrek en vir ons 'n dans doen, yes. Vote nog vir Nathan. Okay, dan ek sal haar lees. Sy het 'n voice note gestuur. Ons kan nie voice note speel nie. Dit krap bietjie as ons dit oor die mic speel. So, ons sê hier sê sy, kan ek jou verlaat? Jy mag maar. Hier sê sy, Juliana sê, "Hi Flame, my shout-out gaan aan Tracy Koetser.
Sy het my laas jaar gevra om 'n Flame jeug te join. Dankie Tracy, ek sê vir jou dankie dat Juliana by ons aangesluit het. En dan sê sy, en ek is nog nie 'n dag spyt nie, ons is so bly om dit te hoor. Baie dankie Tracy, jy het my nader aan God gebring. Well done Tracy, jy is 'n sielewenner. Dankie Juliana vir jou boodskap. Nou, hier is die deel waar ons baie ernstig raak. Hier is die deel wat ons wil nader aan God beweeg. So as jy vanaand daar in jou kamer is, in die sitkamer is, en jy sê, "But ek is nog nie naby aan God nie. Ek is nie soos Juliana naby aan God nie." Wil ek jou die geleentheid gee om daai keuse en daai besluite vanaand te maak om nader aan God te beweeg. So as jy wil en jy sê, "Alicia, ek is daar, ek is die een," wil ek hê jy moet commit en saam met my hierdie gebed bid vanaand. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader vir die goedheid en die guns. Here, ons kom vanaand na U toe. En ons kom gee ons harte weer vir U. Ons weet en ons bely dit met ons mond, dat Jesus Christus vir ons gesterf het, vir ons sondes gesterf het aan die kruis. En daarom kan ons nou geregtig voor God staan. Vader, ons vra dat U ons sal reinig van al ons sondes. Ons sal losmaak van alles wat ons vashou. En dat ons oë gefokus sal hou op Jesus. Vanaand maak ons die besluite om vir Jesus te leef. Heilige Gees, kom woon in ons hart en laat dit 'n tempel van U wees, tot eer van U naam. Ons weet die hemel juig nou oor elke een wat hierdie besluite geneem het. En ons sê, Amen, Amen en Amen. Ek wil die geleentheid van gebruik maak en ek wil hê dat as jy vanaand die besluite geneem het, daar is groepe wat hardloop op woensdaande online. Dis ons graad 7, 8, 9, 10, 11 en 12 groepe. En jy is meer as welkom om deel te wees. As jy vanaand die besluite geneem het om te sê, ek wil vir Jesus leef, het jy nou meer as ooit jou boeties en jou sissies in Christus nodig om jou by te staan en jou te help. Daarom jy kan op ons WhatsApp nommer kan jy vir ons 'n boodskap stuur en sê, ek het my hart vir die Here gegee, ons gaan jou dadelik inskakel in 'n groep, want jy het nodig om betrokke te wees, sodat jy kan groei as 'n Christen. En saam met fellow believers kan groei. So ja, dit is net awesome. Ek dink, dit is, ekskuus. Ja. So, baie dankie vir elkeen wat ons WhatsApp, ons waardeer julle, jy wil deel wees van 'n groep. Ons groepe in die woensdaande is awesome. So, dankie vir almal wat vanaand gekyk het. Ek wil net sê, julle is baie cool. Dis so lekker om julle comments te lees en te sien wat julle alles te sê. Dankie dat julle so saamgesels. Hierdie is die beste plek om te wees. So, ek en Wian gaan nou ietsie doen. So, Wian kan my hierbo kom join, omdat ons challenge vanaand was oor volgende week, en ek wil net sê, Nathan het gewen by verre, so moenie volgende week mis nie. Volgende week gaan Nathan in daai onesie inklim, en hy gaan vir ons 'n dans doen. So moenie dit mis volgende week nie, so yeah Nathan. So ek en Wian het 'n kompetisie hierso. Ons gaan hierdie Coke vat, en ons gaan dit down, en ons gaan kyk, wie is eerste klaar. Wie se Coke is eerste klaar, so, ja, ek dink ons gaan die mics moet wegvat, as ons dit klaar gedoen, maar ek dink ons gaan eers afsluit met gebed, dan gaan ek en Wian die Cokes down,
En dan sien ons julle weer volgende week. Julle is super cool. Dankie dat julle ingeskakel is. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons almal saam. Dankie Here dat ons vanaand so lekker kon saam gekuier het rondom u woord. Dankie dat u vir ons goed is. Dankie dat u vir ons 'n goeie Vader is, dat u ons voorsiener is. Ek bid Here dat dit wat u in ons hande gee, dat ons dit reg sal bestuur, dat ons dit reg sal hanteer. Of dit nou finansies is of wat ook al dit is in ons lewe, dat ons dit reg sal hanteer. Dankie dat u guns en u seën oor ons jong mense is. Dankie dat u ons die wysheid en die kennis gee om ons finansies nou al reg te hanteer, sodat wanneer ons eendag groter is en ouer is en meer geld, ons eie geld verdien, dat ons sal weet hoe om dit te doen. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So, amen. Dankie julle. So kom ons doen hierdie Coke ding en dan sien ons julle weer volgende week. Die mics gaan nou weggaan. The gibberish doen